Welkom terug by Oom LD se wêreld. Vandag breek ons bietjie met die dieper verhaalstyl. Ietsie lig. Episode 8, Queenie se ambisie. Dis 'n storie oor 'n vet wit ouetjie met 'n swakte vir lucerne snuffies en 'n jong man met dreadlocks genaamd Boeta. En Oom LD se hoed, wat blykbaar meer gesag het as enige mens op welgelege. Episode 8, Queenie se ambisie. Soos vertel deur Ramapoy, Oom LD se voorman. Dis vroeg in Desember maand. Dis daai tyd, warm en droog. En alles wat in is wil uit, en alles wat uit is wil in. Die ou kerel vra vir Boeta om te kom help met die skape terwyl ek die heininge regmaak. Boeta is 'n jong man van Oudefontein af. Lekker rats en maar. Met dreadlocks tot op sy skouers. Sy familie was goed met skape. En LD dink toe, wat kan verkeerd gaan? En inderdaad werk Boeta toe heel goed uit. Maar die skape dink nie so. Die derde dag. Ek en LD loop die oostelike heining om 'n nuwe jakkalsdraad te span. En sien vir Queenie, haar vet wit ouetjie, aan die verkeerde kant van die draad. Sy staan daar in kou, volkome onbesorgd. Queenie. Die een wat LD gehelp het, toe haar ma haar geskop het en haar been gebreek het. Hy het haar self gesalf, haar naam gegee, en haar groot gemaak. Elke aand 5:00 kry sy haar lucerne snoepie, en sy weet dit. Sy is nou bewys dat LD se lapentels sal werk. En hoe het jy hierdeur gekom? Vra LD vir Queenie. Ek wys hom na 'n gat onder die draad. Daar. Loop roep vir Boeta, sê LD. Laat hy oor die draad klim en haar terugdruk van daardie kant af. Boeta kom aan, buig af en probeer Queenie liggies terug na die gat toe stoot. Sy draai haar kop, sien die dreadlocks en stampel, kop teen kop, hard. Boeta val agteroor. Hierdie skaap is net so mal soos hy 'n lang tepelmaag van haar. LD lag. Probeer weer. Boeta probeer weer. Queenie stamp hom weer. Hierdie keer het sy bors. Sy gaan met die lang leer dat sy hemel toe! Skree Boeta, terwyl hy agteruit struikel. Ek probeer om nie te lag nie, maar ek kan nie help nie. LD staan terug, arms gevou, en bestudeer Queenie. Dis nie jou hare nie, sê hy uiteindelik. Wat dan? Vra Boeta, terwyl hy nog sy bors vry. Sy vat nie orders van enigiemand, net van my. Boeta kyk hom aan, ongelowig. Hy kyk na my. Ish, sê ek. Oom, sê Boeta, dit help my nie. LD trek sy hoed aan. Sit dit oor Boeta se kop. Probeer nou. Boeta stoot weer, versigtig. Queenie kyk, sien die hoed, en loop kalm deur die gat terug. Sy draai om, kyk nog een keer terug na die gat, lank, met erkenning, en loop weg met haar kop omhoog. Boeta trek die hoed af. Hy kyk na Oom LD en sê ongelowig. Dilani sê die skaap luister vir sy hoed. LD knik ernstig. Sy ken wat belangrik is. Party skape staan net in vreed.
Queenie, sy weet waar sy hoor. En sy weet ook, 5 uur is Lucerne snoepie tyd. Boeta gee die hoed terug vir Albert en loop na die sinkskuur toe, sy kop alskinnende. Ek kyk vir Albert. Oubie, glo jy regtig sy luister net vir jou? Natuurlik, sê Albert. Ek het haar groot gemaak. Sy is nie sommer enige skaap. Maar sy is ook nie dom nie. Sy sal terug huis toe kom. Oor 5 uur. Hy draai om en stap weg. Hoed stewig op sy kop. Ek bly daar staan en maak die gat in die draad reg. Ek dink aan Queenie. En ek dink aan Boeta. En ek wonder of die ou kerel nie dalk van daai nuwe skaapmedisyne ingekry het. En daar het julle dit, Queenie se ambisie, Boeta se gekneusde trots en oom Eldie se onwrikbare oortuiging dat sy hoed die werklike baas is. In die volgende episode vertel Madeleine vir ons 'n Kersliedstorie wat deur oom Eldie geskryf is, maar deur die oude Fontein se kinders geperfekteer is. Nou maar toe, tot dan.